So ons is in ons reeks Ek is, en laas week het ons gepraat oor waar Jesus sê, ek is die brood van die lewe, en toe het ons ook gesien waar die Here vir die mense sê, dat ek is die brood van die lewe, net voor dit, het die Here met 5000 mans, mense het hy gesit, en vir hulle brood gebreek, en vir hulle brood gee, en het hy eintlik vir hulle kom wys wie hy is, en toe kom vertel hy vir hulle wie hulle is, en vandag gaan ons praat oor ek is die lig, en ek is opgewonde oor die boodskap, en toe ek hierdie sien, toe sien ek net, toe ek deur die boodskap voorbereid, sê ek net, Here, is U nie wonderlik nie, Here, is U nie groot nie, is die woord nie ryk nie, Here, niks in hierdie Bybel weer eens vir my kom sê, dis nie somme net nie, en ek het nog nooit hierdie gelees nie, toe ek nou regtig begin, ek het dit al gelees in die verlede, en ek dink het al gepreek ook daaroor, maar toe ek het hierdie slag voorbereid, toe kom die Here en hy wow my net so bietjie, en mag die Here vanoggend vir jou ook net kom wow, oor sy woord, en dit wat eintlik hierso staan, en wat hy eintlik vir ons probeer sê, en mag ons ons harte oopmaak, en sê, Here, kom wees vanoggend die lig in my lewe, kom doen in my lewe, dit wat U hierso kom doen het ook, Vader. En mag U net die nuwe openbaring vir my wees, soos wat U Uself hier kom openbaar het, vir die mense van daai tyd. En dit is amazing, en ek wil hê met 'n prentjie sien vanoggend. Maar kom ons lees eers 2 skriffies. En dan gaan ek vir jou 'n prentjie vertel, ek wil hê jy moet hierdie beeld sien van hierdie prentjie so voor jou. Kom ons lees dan Johannes 8. Johannes 8 vers 12, ons gaan daai skriffie begin lees, het sê, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig, nie ek of ek saam met, soos ons laasweek gesê het nie, ek is die lig. Weet vanoggend die Here sê, ek is die lig. Niks anders in hierdie wêreld is 'n lig vir jou nie. Ek is die lig. Ek is die lig van die wêreld. Vriende, God het 'n wêreldvisie. Ek en jy moet 'n wêreldvisie kry. Ek weet ons is in Klerksdorp en ons het 'n wêreldjie, maar ons moet 'n wêreldvisie kry. Want God het 'n wêreldvisie. Ons moet bid vir ander kerke, vir ander dorpe, vir ander lande, vir ander nasies. Ons moet 'n hart hê. En as die Here jou ergens roep vir iets, kom praat met ons, ons sal mee opgewonde wees of jou support in dit. Maar ons moet 'n wêreldvisie kry, mense. Ons uitwaarts gefokus ook wees. En hy sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, niks anders nie. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar ek sal die lig van die lewe hê. Hierdie woorde, hoor mooi wat sê in vers 20 sê die Here. Hierdie woorde het Jesus gespreek by die skatkis, terwyl hy in die tempel geleer het. En toe ek dit sien, toe dink ek, wow, hierdie is nie sommer net 'n oomblik gewees nie. Die Here het presies geweet wat hy doen, wanneer hy dit doen, en hy het presies geweet wat hy sê. En baie keer lees ek hierdie ding van waar die Here sê, ek is die lig. En ek kyk, lig, wat is lig? En hoe kan ons lig wees, meer lig wees, al die goedjies? Maar eintlik het die Here iets fenomenaals kom doen, en ek wil jy met hierdie prentjie sien, want as ons sien Johannes 7 en Johannes 8, gaan dit oor die hittefees. Die Here het tempel toe gegaan in die tyd van die 7 dae se hittefees. Nie hitte wat warm is nie, hitte, soos hitte. Die Here het hittefees, dit was die 7 dae van die hittefees gewees. Nou, Israel het in daai 7 dae, het hulle tydelike strukture gebou. En dit het hulle herinner, en hulle het in daai 7 dae, het hulle self kom herinner wat die Here vir hulle gedoen het, toe hulle uit Egipte uit gekom het, hulle tydperk deur die woestyn, toe hulle in tydelike wonings gebly het. Daai 7 dae het hulle herinner van daai tyd. En ek kan net dink, hoe het hulle stories vertel, hoe het mense by mekaar kom, families, by die tydelike hitte, en hoe het hulle die goed gebou, en oral het hulle begin stories vertel van hoe die Here hulle uit Egipte uit gered, en had die stories gehoor van die manna, en van die see wat oopgaan, en hulle het almal opgewonde geraak, en al hierdie stories met mekaar gedeel, en hier is die Here op hierdie plein, waar hy deel raak van die hittefees,
En die hittefees was ook daarso om te vier dat dit die einde van 'n oestydperk was. En op daai plein het mense baie kersse neergesit. Net as herinnering van wat die Here vir hulle gedoen het, ons oral kersse gewees. Nou in al hierdie het die Here gekom en het gepraat, maar het by die skatkis gepraat, want dit was die area waar almal toelaatbaar was, vrouens, mans, almal kon in daai area kom. Daar sekere areas wat net vir mans was, daar selfs deel wat net vir vrouens was, maar hierso het almal bymekaar kom. So jy kan dink dis die hittefees. Mense het van oral af gekom, hulle het kom vier, saamgekom en mekaar kom herinner aan wat die Here gedoen het, en hier was hordes mense op hierdie plein, en daar die Here twee goeders kom doen. Twee goeders, toe hy vir hulle kom sê, ek is die lig, toe doen die Here twee goeders. Dis fenomenaal, mense. In daai tyd, die Here kom en hy vervul Ou-testamentiese profesie. Voor almal, want jy moet verstaan, dat die mense vertel hierdie stories, hulle is opgewonde, en onthou die Jode deur die skool waar hulle die woord van die Here moes bestudeer, so meeste van hulle het presies geweet wat nou gebeur. En ek wil vir jou lees daarso, in Jesaja, ek vir jou daai profesie lees, Jesaja 42 vers 1, daar staan, daar is my knegg wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siele welbehae het. Ek het my gees op hom gelê en hy sal die reg na die nasies uitbring. Vers 6, ek die Here het u geroep in geregtigheid en ek vat u hand en behoed u en gee u as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies. Jesaja 42 vers 7, om blinde oë te open, om die gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes diegene wat in duisternis sit. En Jesaja 49 vers 6, hy het gesê, ek het u gemaak tot 'n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. Kan jy sien, hier tot Jesaja gekom, en hy het geprofeteer dat daar 'n lig is wat sal kom. 'n lig vir die nasies, 'n lig vir die wêreld. En hier op die hittefees kom Jesus en hy sê daarvoor almal, ek is die lig. En hy kom eintlik soos Johannes, toe Johannes gedoop het hy die weg gewys en het hy Jesus bekend, daar is die lam van God. Net so kom Jesus op die hittefees en hy verklaar homself. Hy verklaar vir die volk, ek is die lig waarvan Jesaja gepraat het. Ek het gekom, ek is en die Here wil vir jou vandag sê, ek is die lig, mense. Ek is die een wat kom vir jou. Ek is die een wat hier is. Ek is hier vir jou. En die tweede ding wat gebeur is jy kan nou dink, soos hulle die stories vertel, en al die groepies bymekaar kom praat vir stories, en onder andere, groot deel van daai stories was, waar hulle vir mekaar vertel het om te sê, en selfs as dit duisternis was Jesus die vuurkolom, wat ons gelei het. En hier kom die Here en hy sê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg, sal nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. In die hittefees waar hulle terug verwys na die woestyn en na die 40 jaar en die vuurkolom wat hulle in duisternis gelei het, kom die Here en hy sê daarvoor almal, ek is daardie lig, vriende. Ek is die ware lig. Yes, julle het 'n vuurkolom gehad en gelei het, nee. Yes, dit was wonderlik, maar vriende, ek is daai profesie. Ek is daai lig. Wat julle gaan lei in duisternis, jy sal nooit weer in duisternis wandel. Die Here wil sê, wil jy nie my lig kom volg nie, mense. Ek is daai lig. Ja, daar's tydelike goed wat jy kan volg, nee, daar's vuurkolomme en goeters, maar vriende, is nie die ware lig nie. Hy sê, ek is die ware lig. Ek gaan vir jou lig gee. Free of charge om kom nie. En vriende, toe gebeur daar nog ietsie. Fenomenaal. Amper iets wat die hele storie kom onderbreek. Iets wat sommer net gebeur. Iets wat eintlik nie eens deel is van die hittefees nie. Eintlik niks met die hittefees te doen nie.
Eintlik, want hierso in Johannes 7 sien ons is die hittefees, Jesus gaan hittefees toe en Johannes 8 gaan oor die hittefees. Maar hierso in Johannes 8 vers 1 tot 12 gebeur daar ietsie. En die Here is so goed. En dit is so van toepassing vir waar dit is. Want dit gee die Here die reg om vir die volk te verklaar, ek is die lig. Want hier gebruik die Here iets wat hulle teen hom wil bring en hy gebruik dit vir daai situasie waar hulle is. Ek wil vir jou wys. Want hierso in Johannes 8 in die middel van die hittefees, hier dink die Fariseërs, wat 'n perfekte geleentheid om hom bietjie te kom blootstel voor almal. Nee. En hier kom hulle, kom ons lees daar, Johannes 8 vers 3 en 4 sê, en die skrifgeleerders en die Fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap. Vriende, wie is hierdie vrou 'n simbool van? Van Israel. Van Israel. Eintlik wat hulle doen, hulle bring Israel voor Jesus. Nee, eintlik, want kom ek lees vir jou daarso in Jeremia 3 vers 6 en vers 9 sê, en die Here het vir my gesê, in die dae van koning Josia, het jy gesien wat die afkeerige Israel gedoen het? Sy het op elke hoë berg en tot onder elke groen boom gaan en daar gehoereer. En vanweer haar ligsinnige hoerery het sy die land onheilig. Ja, sy het oorspel bedryf met klip en hout. Israel is eintlik die volk wat God verwerp het en afgode gedien het. Hulle het eintlik, die Here sê, dit is soos oorspel. My volk het oorspel gepleeg. En hierso kom hulle na die Here toe, en hulle bring 'n vrou wat oorspel gepleeg het. En eintlik, en nou kom die Here en hy gebruik dit, en eintlik sê hy, julle bring nou hierdie vrou, maar dis eintlik julle. Dis eintlik julle hierdie, maar julle sien dit nie. Julle sien dit nie. En hierdie vrou is simbool eintlik van Israel. Kom ek lees jou in vers 5. En hulle sê, en Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar wat sê u? Verstaan jy? Nou dink hulle, ons het hom. Ek meen, dis die wet van God. Dis geskryf in die wet. Ek meen, hoe kan hy teen dit wees? Hoe kan hy nie ja sê, nie daarvoor staan nie? Hiervoor almal gaan ons hom nou discredit. Nee, want hy gaan nou moet saamstem. Want dis die wet van Moses. Waarop was die wet van Moses geskryf? Op klip, is ek reg? Waarmee wil hulle haar stenig? Klip. Vriende, wat is die wet voor? Die wet was daar om lewe te gee, is ek reg? Maar die lewe bring eintlik dood. En hierso kom die Here en wat is op die wet geskryf? Hulle bring dit voor Here en hulle sê, Moses, die wet, Here, die wet, het bevel gegee, ons moet haar stenig. Wat sê daai selfe wet? Kom ek lees vir jou Deuteronomium 5, vers 7. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Israel, wat jy gedoen? Dit is op klip geskryf. Jy mag voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Wat jy gedoen, my volk? Jy nie maar net so skuldig soos hierdie vrou nie? Deuteronomium 5 vers 18. En jy mag nie egbreek nie. Jesus in die wet geskryf. Jy bring hierdie vrou voor my. Maar wat het jy gedoen, my volk? Jy nie agter die wêreld aangehardloop nie. Jy nie ander gode gedien. Jy nie ander goed belangriker gemaak as wie ek is nie. Het jy nie goed in jou lewe wat belangriker is as ek nie? En dieselfde wet wat hulle wil kom wys, is eintlik die wet wat hulle veroordeel. En Jesus sê daarso 2 Korintiërs 3 vers 6, want wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend.
Romeine 8 vers 2, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Romeine 3 vers 20, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde en die dood dan. Kan jy sien, vriende, hulle bring die wet, Here, die wet sê, maar hy selfe wet maak dood. Dis op die klip geskryf, maar hy selfe klip kom. Kan jy sien, vriende? En vers 7 sê, vers 7, maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Vriende, want die wet kan nie red nie. By die wet, soos almal skuldig. En verdien ons eintlik almal die dood. En hier bring ons hierdie vrou, maar eintlik is ons almal skuldig. Vers 9, en toe hulle dit hoor, het hulle deur hul gewete bestraf, een vir een weggaan, van die oudste af tot die laaste toe. En toe Jesus alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle in gestaan het, en toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is hierdie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Vriende, wie was die enigste een wat die reg gehad het om 'n klip op te tel? Jesus. Jesus was die enigste een. Want voor die wet kon niemand die klip optel nie, behalwe Jesus. En wat sê Jesus vir haar? Vrou, ek gaan jou nie met die wet gooi nie. Ek gaan jou nie met die wet doodmaak, want dis hoekom ek gekom het nie. Ek het gekom om die lig te wees, en die lig is sodat daar lewe kan wees. Sodat jy nie meer in duisternis hoef te loop nie. Kom die Here vir almal, kyk, sien hierdie, hoe speel hy die verhaal af? En hoe kom die Here en hy wys eintlik vir hulle daar presies dit wat hy sê, hoekom hy gekom het, wie hy is. Kom en hy vat hierdie verhaal en hy gooi dit hier boem tussen en op jy te fees. En eintlik wat deur daai verhaal sê vir almal, vriende, ek vat daai klip. Ek sterf in jou plek. Ek vat daai wet, daai sondes, dit wat jy nie kan wat jy nie voor kan staan nie. Kom ek en ek vat dit vandag. Ek is die lig wat kom. Ek is daai lig. Ek is die een wat jy moet volg, sodat jy nie in duisternis te wandel. Ek is die een wat die klip gaan vat. Sê hy vir almal daarso. Wys hy vir almal. Ek is die een wat vry maak. Ek is die enigste een wat 'n klip kan gooi. Maar ek het gekom nie om 'n klip te gooi nie. Ek het gekom om die klip te vat. Ek het gekom om die kruis te sterf. Ek het gekom om die lig te wees, sodat jy kan vry wees. Sodat jy nie meer gegooi hoef te word nie. Sodat jy in die lig kan waak, sodat jy kan vry wees. En hy sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan en sondig nie meer. Gaan vry. Want jy staan nie voor die wet nou nie. Jy staan voor Jesus. Nie amazing mense. En die Here kom deur daai storie en hy wys vir almal daar sy genade. En net na dit kom die Here en hy sê vir hom, maar ek is die lig. Ek is die lig, mense. Het julle gesien? Het julle gesien wat gebeur het? Het julle gesien wat die gevolge van die wet is? Maar beleef die gevolge van genade en van liefde en van wie ek is vandag. En die Here kom en hy sê vir hulle 'n paar goed daarso, en die Here kom en hy sê vir my en jou 'n paar goed vandag. Ek wil net so 4 goedjies uitlig en daarmee afeindig. Hy kom en hy sê vir ons vandag dat hy is die ware lig, vriende. Hierdie moet 'n openbaring wees, vriende. Dit kan nie 'n kop kennis wees nie. Dit moet hierso die lig word hier aangeswitch. Die balk is jou hart. Nee, hy moet hier aangeswitch word. Nee. Johannes 1 vers 4, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En hy het in die duisternis kom, en die duisternis het hom nie oorweldig nie. Die duisternis het hom nie oorweldig nie, vriende. Jesus skyn. Johannes 8 vers 24, en hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik dat ek en jy moet weet, dat Jesus is die lig? Johannes 8 vers 24, ek het dan vir julle gesê, dat julle in julle sonde sal sterwe, want as julle nie glo, dat dit ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Vriende, daarom moet ek en jy glo,
Want hierso het Jesus ook vir hulle gesê in vers 24, julle sal sterf in julle sonde. Die wet kan jou nie red nie. Maar ek het gekom en ek is die lig. Glo dit. Laat dit die openbaring wees wat jou hart tref, vriende. Laat dit van hier af kom. Want as dit hierso is, dan wil ons 'n 5-stap plan doen. En ek onthou op skool, ek was in die CSV, het ons daai tyd nog gehad, en dan pauses het ons in groepies opgedeel, en of ons sprekers gehad op skool toe kom, en ek onthou, ek het my hart 5 keer al vir die Here gegee. En al 5 keer, dan maak hulle uitnodig, dan sit ek my hand op, en kom ek voor, en bid hulle vir my, en dan gaan ek, dan daai dag voel ek net, jy weet, maar gaan ek, dan is ek nog in die wêreld, dan niks verander in my lewe nie, want het was hier gewees. Maar een dag in 99, maart 99, ek by my bed neerval, toe sit hierso, vriende. Hierso. Toe verander die goeders in my lewe. Vriende, Jesus kan nie hier wees nie. Dit moet hier wees. Want Jesus is nie 'n poging nie. Hy's nie 'n werk nie. Hy's 'n verhouding. Dis wie Jesus is. Jesus is die lig, vriende. Laat die lig oopgaan. Dit moet 'n openbaring wees. Dan nommer 2, ons moet in sy woord bly. Jy moet geloof hê, jy moet jou geloof stig, jy moet jou geloof groei. Ons moet in sy woord, ons moet 'n honger hê vir die woord van die Here. Johannes 8 vers 31. En Jesus sê vir die Jode, hier is nou alles goed wat hy vir hulle gesê op die dag van die Hittefees. Hierdie skriffies. En Jesus sê vir die Jode, wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Jesus is die waarheid. As jy hom wil ken, lees sy woord. Leer hom ken. Wie hy is. Hy wil met jou praat deur sy woord. Hy wil 'n verhouding met jou hê. Kry 'n liefde en 'n honger vir die woord van die Here, sodat jy die Here kan leer ken, vriende. En jou geloof kan groei. Ons behoort aan hom. Ek moet sterf vir myself. Johannes 8 vers 34. Jesus antwoord hulle, Voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. En die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd in die huis. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Vriende, ek en jy moet nie werk vir die huis nie. Ek en jy moet werk vanaf die huis. Ons moet nie werk vir liefde nie, ons moet werk vanaf liefde. 'n diensknegt werk vir liefde, maar 'n seun werk vanaf liefde. 'n seun doen wat nodig is, 'n diensknegt doen wat verwag word. Ek vat my swembad daar by die huis, partykeer is my swembad vuil. En 'n seun sal sien die swembad is vuil, en hy sal doen wat nodig is. Maar iemand wat vir my werk, wie in my tuin werk, hy sal doen wat verwag word. Hy doen nie swembad want ek verwag hy moet dit doen. Hy word daarvoor betaal, as hy nie doen nie, dan praat ons met mekaar. Maar 'n seun doen dit nie omdat dit verwag word nie, hy doen omdat dit nodig is. Ek sien 'n behoefte, ek sien 'n seer, ek sien 'n uitreik, ek sien 'n koffie, ek sien wat ook al. Jy weet, hy doen wat nodig is. Ons kom by mekaar op 'n Sondag, ons doen wat nodig is. 'n seun werk in 'n missie, 'n diensknegt werk vir herkenning. 'n seun leef die waardes, 'n diensknegt ken die waardes. Mense, ons moet seuns in die huis van die Here wees. Lief vir die Here. Ons kom by mekaar omdat dit is wat ons doen. Want ons is in 'n missie saam. En ons behoort aan hom, ons moet sterf in onsself. En die laaste een, en dan sê die Here ook, ons is die lig. Ons is die lig. Hy sê in Matteus 5 vers 14, julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg kan nie weggesteek word nie. Ek dink aan wie het al daai Superman movies gekyk? Waar is die jong mense hier so? Yes. Jy kry Superman en as Superman nie Superman is, wie sy dan? Clark Kent, nee. Is dit reg? Clark Kent, die ou wat by die koerant werk, nee. Baie Christen is Clark Kent. Hoe spreek sy naam uit? Clark Kent. Is undercover. Nee, niemand mag weet nie. Nee, niemand moet weet dat ons is eintlik Superman nie. Nee, ons is so undercover, jy weet, ons het ons klerebouer aangetrek. Nee, maar as daar kerk is,
Dan trek ons dan so Superman op 'n Sondag. Hey, prys die Here. Nee, is die Here nie goed nie, nee. Maandag, Clark Kent. Nee. Kom maar, mense, ek is wees eerlik, Here help ons nee. Of help van ons. Help my en van ons. Vriende, Here sê, 'n lig kan nie weggesteek word nie. Kan nie weggesteek word nie. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werk kan sien, julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Vriende, dis soos die son en die maan. Die maan is nie die lig nie, maar hy weerkaats die lig. Ek en jy weerkaats die lig van Christus. Die Christus is die lig. Maar hy sê ons moet ook 'n lig wees. Want hy wil deur ons kom reflect, hy wil deur ons kom skyn. Hy wil deur ons 'n verskil maak in mense lewe en hy doen dit deur die kerk. Hy doen dit deur jou en my. Vriende, ons moet 'n hart hê vir mekaar. Ons moet 'n hart hê vir mense. Mense mag ek en jy meer daai hart hê. Net vir oomblikke in hierdie lewe. Want is in oomblikke waar die Here iemand se lewe wil aanraak. En is in oomblikke waar die Here jou lewe wil aanraak. En ons weet nie wat die Here wil doen nie, maar ek kan vir jou een ding sê, die Here werk deur sy kerk. Die Here werk deur, en ek kan vir jou sê, die moeilikste ding vir my om te doen, is om in die bank vir die ou langs my te bid voor almal. Ek sê, dit is moeilik, ek worstel met die Here as ek daar in die bank sit. Here, dit is regtig Here, ek kan nie voor almal. Dit is my vlees. Van daai persone roep uit, die behoefte. Hoekom sal ek daai gevoel kry? Is die duiwel? Verseker nie. Is dit ek? Beloof dit is nie ek nie. Want ek gaan dit nie doen nie. Dit moet die Here wees. Dit moet die Here in daai moment wees. Wat wil jy? Ek moet net iets wees vir iemand. Kom ons bid saam. Dankie Here. Ja, Here. U het gekom om die lig te wees, Vader. U het alles opgee en gekom, Vader, om te kom dien, om te kom gee, om 'n verskil te kom maak, om die lig te wees. En toe sê U, maar julle is die lig van die wêreld. Julle is die lig van die wêreld. Skyn so voor mense, dat hulle julle lig sien, dat hulle my kan verheerlik. Here, help ons, Here. Help ons, Vader, mag ons lig skyn. Mag ons lig skyn vir U in 'n donker wêreld, Vader. Mag ons 'n lamp wees wat ander lampies aansteek, Here. Mag ons ander kersse aansteek, Vader, so die hele wêreld vol kersse kan brand, so die wêreld kan weet, Jesus is die lig, en hy is die een wat gevolg moet word. Dankie, Here, vir U liefde, en dankie, Here, vir U liefde, en genade, en dankie dat U vir ons goed is, die ons vry maak, in die naam van Jesus bid ek dit. Amen, amen.